Maar ons tema vir hierdie week is maak jy 'n verskil? En dis 'n vraag wat elke een vir homself moet antwoord. Maak jy 'n verskil in die lewe van jou huisgesin? Maak jy 'n verskil in die lewe van jou familie? Maak jy 'n verskil in die omgewing waar jy bly? Maak jy 'n verskil daar waar jy werk? Want soos wat ek vir hulle gisteroggend en gisteraand gesê het, daar waar jy bly, bly jy nie per toeval nie. Daar waar jy werk, werk jy nie per toeval nie. Want God werk nie met toeval nie. God werk, soos wat hulle in Engels sê, met divine appointment. En so daar waar jy bly, en daar waar jy werk, you are there by divine appointment to make a difference, om 'n instrument in die hand van God te wees. En vir die van u wat nou nie saam met ons was gisteroggend en gisteraand nie, ek wil net so 'n bietjie inligting deurgee, of net so 'n bietjie recap, sodat u saam met ons kan wees. Jy kan nie statistieke beklei nie. En statistieke het vir ons bewys dat 95% van mense uit elke volkstam, nasie en taal wat die Here Jesus Christus bely as sy of haar persoonlike verlosser en saligmaker, het nog nooit een siel na die Here toe gelei nie. En my oorlede pa het 'n gewoonte gehad, totdat hy sy hart en sy lewe vir die Here gegee het, wanneer ek met hom gedeel het oor die evangelie van Jesus Christus, het hy altyd 'n baie bekende ou halleluja liedjie voor my kop gegooi. En hy het altyd vir my gesê, ou seun, ek is bly vir wat in jou lewe gebeur het, maar mag God jou die genade gee, dat jy nooit eendag in die hemel sal kom en hierdie woorde moet hoor. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet nie. En ek wil jy moet vanaand net so bietjie aan daai liedjie dink. Moet ek gaan met leë hande? Want jy sien, daar's 'n wêreld daar buitekant wat besig is om verlore te gaan. Elke dag van ons lewe. Dawid het vir Jonathan gesê in 1 Samuel hoofstuk 20 vers 3, die B-gedeelte, sê hy vir Jonathan, hy sê, Jonathan, die enigste ding wat tussen my en die dood staan, die enigste ding, is 1 tree. Net 1 tree. En of ek en jy dit nou wil weet of nie, maar vandag in die Parel is daar menigte mense wat daai 1 tree gegee het, wat hulle geskei het van die dood. En daar is baie van hulle wat daai tree vandag gegee het, sonder Jesus Christus in hulle lewe. En hulle is vir ewig verlore, want daar is nie 'n tweede kans na jy jou asem uitgeblaas het nie. Hebreërs 9:27 is baie duidelik, dat die mens is bestem om eenmal te lewe, eenmal te sterwe, en daarna kom die oordeel. En ek het gisteroggend gesels uit Lukas 15 vers 10, waar die woord van die Here vir ons leer, dat daar is vreugde voor die engele oor 1 siel wat tot bekering kom. 1 siel. En gisteraand het ek met hulle gesels rondom die gedagte, wat het van ons vrymoedigheid geword en wat het van ons passie geword? So jy kan onthou toe jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het,
is jy met 'n hoë hand uit die koninkryk van die duisternis uitgeruk. En die oomblik toe dit gebeur het, hier in die binnekant, was daar ewe skielik soveel vreugde en soveel vrede, wat 'n vrymoedigheid by jou opgewek het en 'n passie by jou opgewek het. Jy wou die wêreld tot bekering bring. Jy wou vir almal vertel van die Here Jesus. Maar nou, wat het van daai vrymoedigheid geword? En wat het van daardie passie geword? En ek het vir hulle gisteroggend gesê, God kan nie 'n sondaar red sonder jou en my nie. Hy het jou hulp nodig. Dis waar dat God is almagtig. Maar God kan nie 'n sondaar red sonder jou en my nie. Want Paulus maak dit so duidelik vir ons in Romeine hoofstuk 10, wanneer hy die vraag vra, hoe sal hulle glo, as daar nie iemand is wat vertel nie? Want geloof kom deur die gehoor. En die gehoor is uit die woord van God uit. Dit is wat Romeine 10 vers 17 vir ons leer. Dit is hoekom die Here Jesus in Matteus 9, wanneer hy met sy disippels praat, en ek gaan dit gou vir julle vinnig lees, wanneer hy vir hulle sê, in Matteus 9, ek dink is vers 34 en 35, is my geheue my nie in die steek laat, vers 37 en 38, hoor mooi wat sê hy vir hulle. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. En die oes is nie tussen die raamwerk van die 4 mure wat ons die kerk noem nie. Die oes is daar buitekant. Die oes is daar buitekant en God vertrou jou en my. Ag, julle opgewondenheid stem my tot vreugde. God het soveel vertroue in ons. Weet jy hoekom? Omdat jy 'n storie het om te vertel. En jy het net 'n storie om te vertel wat ons noem 'n getuienis, as jy die reddende genade van God gesmaak het. Maar omdat God geweet het, dat dit is nie iets wat ek en jy kan doen, deur krag of deur geweld nie. Omdat God geweet het, dis nie iets wat ons kan doen, deur die voortreffelikheid van woorde, of deur die wysheid van mense nie. Toe salf hy ons met die Heilige Gees. Ek wil hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak by die Evangelie van Lukas hoofstuk 4. En ek wil vanaand met u so 'n bietjie gesels rondom die doel van die salwing van die Heilige Gees. Want u sien, vir so baie van ons gaan die salwing met die Heilige Gees dood eenvoudig om 'n lekker tyd te hê in die onderlinge byeenkoms. Om te kan lekker sing en om 'n lekker gevoel te hê en dies meer. Vir baie mense gaan die salwing daaroor, en nou sien dit baie in Amerika. Jy weet, hulle wil hê die salwing moet hulle daar in die gange af laat hardloop en dies meer, en ek het nie 'n probleem met hierdie goeters nie. But the purpose of the anointing of the Holy Spirit is not for you and me to have a great time when we come together. En daar's niks meer fout om 'n lekker tyd te hê nie. But the sole purpose of the anointing is for ministry. Yes, amen. Amen. The sole purpose of the anointing is for ministry. Yes, amen. En so ek wil vir jou vanaand vra,
na aanleiding van 'n gesprek wat ek met 'n vrou baie jare terug in my lewe gehad het. Jy sal vanaand agterkom, ek is baie lief om vrae te vra en die rede hoekom ek dit doen, ek het maar by die Japaneese geleer, as jy 'n vraag vra, as jy vir 'n paar sekondes onnosel, as jy nooit 'n vraag vra, as jy altyd onnosel. So ek weier om onnosel te wees. Maar baie jare terug, toe sit ek met 'n vrou en sy wou met my gesels oor genesing. En nadat ons so rukkie gesels het oor genesing, en hierdie vrou was op daai stadium 60 jaar oud. En op 24-jarige ouderdom het sy haar hart en haar lewe vir die Here gegee. So dis 36 jaar wat sy bely, sy's kind van God. En so ewe skielik toe verander sy die gesprek en ons het in Natal ou Dr. James van Sail gehad wat 'n baie sterk genesingsbediening gehad het en wat 'n nuusbrief elke maand uitgestuur het. En in daai nuusbrief het hy geskryf dat God het met hom gepraat en vir hulle gesê hulle moet die naam van Jesus meer gebruik in die liedjies wat hulle sing. Nou praat hierdie vrou met my en sy sê, Johan, Dr. James van Sail sê dat die Here het met hom gepraat en gesê hulle moet die naam van Jesus meer in die liedjies gebruik wat hulle sing. Vir my was dit nie iets vreemds gewees nie, maar toe vra sy, hoe kan hy so iets sê? En ek besef toe, dat hierdie vrou vir 36 jaar nog nooit die stem van die Heilige Gees gehoor het nie. Inteendeel, sy het nie eens geweet, God kan met jou praat nie. Ek wil jou vanaand vra, wanneer laas het jy die stem van die Heilige Gees gehoor? Wil jy saam met my staan terwyl ons die woord van die Here lees, net 2 verse. Lukas hoofstuk 4 vers 18 en vers 19. En dit is die Here Jesus wat aan die praat is en hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Ek kan die sitplekke inneem asseblief. Wil jy met mooi hoor? Die doel van die salwing, God het geweet, dat ek en jy as 'n arbeider, sal nooit sukses behaal, as ons in die oes ingaan, om die oes by mekaar te maak, verwysende, na hulle wat nog nooit hulle hart en hulle lewe vir die Here gegee het. God het geweet, ek en jy sal nooit iemand aan die Here Jesus kan voorstel, en 'n positiewe reaksie kry, deur krag of geweld, of deur die voortreffelikheid van woorde, of deur die wysheid van mense. Daarom salf hy ons met sy Gees, hy bekwaam jou en my, hy rus ons toe. Nou kom die Here Jesus en hy sê, die Gees van die Here is op my. Nou as jy die 4 evangelies gaan bestudeer van Matteus, Markus, Lukas en Openbaring, wat is dit nou? Jy moet wakker slaap, Callie. Maar as jy die 4 evangelies gaan bestudeer, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, sal jy in daai 4 evangelies 4 verskillende openbarings omtrent die Here Jesus kry. Maar daar's 2 prominente openbarings. En dit is van die Here Jesus as die Seun van God en die Here Jesus as die Seun van die mens. As die Seun van God het hy nie die Gees van die Here op hom nodig gehad nie, want hy's God. Maar as die Seun van die mens
het hy nodig gehad dat die Gees van die Here op hom sal wees. En as die Here Jesus Christus nie dit waarvoor sy Vader hom aarde toe gestuur het, kon vermag en kon doen, sonder dat die Gees van die Here op hom is nie. Wie is ek en jy om te dink, ons kan dit doen sonder die Gees van die Here? En die hartseer is vanaand, dat daar is baie mense, daar is baie bedienaars van God se woord, wat so aangewese is op hulle intellektuele vermoëns, wat so aangewese is op die wysheid van woorde en die voortreffelikheid van spraak, en hulle probeer die werk van God vermag en tot stand bring in hulle eie krag. Dit kan nie. Hy sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Die eerste ding om te doen is wat? Om die evangelie aan die armes te bring. Dit verwys nie na geldelik arm nie. Dit praat van geestelik arm. En kind van die Here, of jy dit nou wil weet of nie, daar was 'n tyd in jou en in my lewe, wat ons ook geestelik arm was. Toe ons in die koninkryk van die duisternis geleef het, en ons die duiwel as ons vader gehad het, en nou sit jy dalk, jy sê, ek het nooit die duiwel as my vader gehad nie. Ag, ek sal hom alweer sê, so wat ek vir die Amerikaners sê, liar, liar, your pants are on fire. Daar was 'n tyd, toe jy die duiwel as jou vader gehad. Jy sê, daar is nie 'n manier nie. Ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ons was elke Sondag in die kerk. Die woord van die Here sê, in Romeine 3:23, almal het gesondig, en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daar was 'n tyd toe Johan Brewer, daar was 'n tyd toe Gerry Brewer, daar was 'n tyd toe Frandou, daar was 'n tyd toe Leslie, toe Callie, jy het die duiwel as jou vader gehad, jy was geestelik armoedig, maar God het iemand gesalf, met sy Heilige Gees, om na my en jou toe te kom, en die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, wat red, wat genees, wat doop met sy Heilige Gees, aan my en aan jou te verkondig. God het iemand gesalf met sy Heilige Gees, om die evangelie, die goeie nuus, dat niemand kom na die Vader, behalwe deur die Seun nie, aan my en aan jou te verkondig. En toe hulle dit gedoen het, toe kom die Gees van God, en oortuig my van sonde, geregtigheid en oordeel, en met 'n droefheid, volgens die wil van God, kon ek my tot God bekeer. Yes, amen. Wanneer laas het jy gaan vertel? Yes. Wanneer laas het jy die stem van die Heilige Gees gehoor? Wanneer laas het jy gaan vertel? Ek het gisteraan dit gesê, ek gaan dit vanaand weer sê, en ek sal dit seker elke aand diens sê. Moet geen steen onaangeraak los, om die evangelie van Jesus Christus by jou kinders en by jou kleinkinders uit te kry nie. Moet geen onkostes ontsien, om met die mense wat in jou buurt leef, of met die mense saam met wie jy werk, moet geen onkostes ontsien, om hulle te vertel van Jesus nie. Ag, ek gaan my herhaal, ek gaan dit weer vertel, en gaan miskien 'n bietjie langer wees vanaand, maar jy hoef nie bekommerd te wees, ek sal nie 2 offerandes opneem nie. Ons het in Lady Smith 'n tannie Lolly gehad, en hierdie kom ek jou dit vertel, want die Gees van God wek dit maar net weer in my gees op. En Lady Smith het ons 'n tannie Lolly gehad, en
Lang storie kort, Tannie Lolly was een van die getrouste mense wat ek in my lewe geken het. Maar sy was 'n sieklike tannie. En sy lê in Ladysmith in provinsiale hospitaal op haar sterfbed. En julle pastoor was haar pastoor op daai stadium. En hy staan langs haar sterfbed en Tannie Lolly sukkel om asem te kry want sy was 'n asma leier en my broer sê vir haar, julle pastoor sê vir haar, Tannie Lolly, jy hoef nie verder te beklei nie. You can just let go. Jy kan maar die tydelike met die ewige verwissel. Maar Tannie Lolly sê vir hom, pastoor, ek kan nie sterf nie. Ek kan nie sterf nie. Ek kan nie sterf nie. Nou ek dink elke een van ons wat vanaand hier sit sal ook dieselfde sê. Man, dit vang jou onkant. As jy weet, jy staan langs die sterfbed van iemand wat sy verhouding met God reg is en hulle sê vir jou, kan nie sterf nie. En hy vra vir hom, maar Tannie Lolly, wat's die probleem? En sy sê, pastoor, my kinders dien nie die Here nie. En wie gaan vir my kleinkinders vertel van Jesus? Hier's 'n vrou op haar sterfbed wat siek is in haar liggaam, wat sê, weet jy wat? Ek is bereid om nog 'n jaar te sukkel vir asem. Ek is bereid om nog vir 2-3 jaar in hierdie lewe deur te sukkel. Maar die Gees van God is op my, omdat hy my gesalf het. En omdat hy my gesalf het, daarom wil ek in die lewe bly, om vir my kleinkinders te vertel van Jesus. Wanneer laas het jy vertel? Jy sien, ons is te dankbaar en dank God dat ons name opgeskryf is in die boek van die lewe. Maar wanneer ek en jy in 'n nuwe dag ontwaak ons werklik met 'n passie op ons hart vir 'n verlore gaande wêreld. Gee ons werklik om dat mense sonder Jesus Christus lewe op pad na 'n ewige verderf, en as hulle daai tree gee, is hulle vir altyd verlore. Tweede ding wat hy sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om lekker koortjies te gaan sing. Ek lees maar net die Pinksterbybel uit. Nee, hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Hy het my gestuur. Soveel vertroue het God die Vader in jou en in my. Die dag toe hy ons uitgehaal het uit die koninkryk van die duisternis en ingebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, en ek en jy 'n nuwe skepsel geword het deur die wedergeboorte. Ek het soveel vertroue in jou dat ek van jou iets gaan verwag om vir my te doen. En dit is, ek verwag van jou om te gaan vertel, en dan stuur ek jou om die wat verbryseld van hart is te genees. Wanneer laas het jy 'n verbryselde hart genees? Mense, ons lewe in 'n stikkende wêreld. Ek hou nie daarvan om die duiwel enige krediet te gee nie, regtig nie. Maar jy weet, dit herinner my aan hierdie ou tannie. Sy het seker hier in die Parel gebly. Sy kon nooit enigiets sleg van niemand sê nie. Altyd 'n goeie woord gehad. En daar was 'n man, ek dink hy was haar buurman. En hy kon dit nie verdra dat sy altyd goed
te sê het oor iemand nie, en toe sterf 'n ou in die Parel, en hy kon nooit enigiets goeds van niemand sê nie. Gaan die buurman na haar toe en sê vir haar, jy het seker niks goed om van daai man te sê nie. Sy sê, hy het die mooiste stel valstande gehad. En daai ou vererg hom vir haar en sê, jy sal tot iets goeds van die duiwel sê. Sy sê, hy het nie 'n leier op sy kop nie. Ons moet vanaand besef, en ons moet verstaan, dat die vyand is op een sending. En hy het gekom om te steel, te slag, en te verwoes. En oral so rondom ons, as ons net so bietjie ons oë oopmaak, sal ons die wrakke sien lê. Wie van julle kan die boksgeveg tussen Mike Tyson en Evander Holyfield onthou, toe Mike Tyson Evander se oorgebyt het? Ek meen, die prysgeld was iets soos $40,000 daai tyd. Nou wat ek in 2002 die eerste keer Amerika toe gaan, te soek ek ook vir Mike Tyson. Want ek wou hom albei my oorgegee vir 10,000. Maar as ons net so bietjie ons oë oopmaak, dan sien ons hoe lê die wrakke daar buitekant. Mense wat gebroke harte het, kinders van die Here. En God het ons gesalf met sy gees, en hy het ons gestuur om hulle wat gebroke is van hart te genees. Mense wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Mense wat hulle werk verloor het. Mense wat deur 'n egskeiding gegaan het. En so kan ek die lys aangaan en aangaan. Weet jy hoeveel mans gaan werk elke oggend? Maar hy gaan eintlik nie werk nie, maar hy het sy werk verloor. Maar omdat hy die voorsiener van die huis is, en hy stik in die binnekant 'n skal, het hy nie die vrymoedigheid om vir sy vrou en kinders te vertel, ek het my werk verloor nie, want hy voel uit sy gesin geval. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Wat het geword van ons vrymoedigheid? Wat het geword van ons passie? Waarvoor gebruik jy die salwing van die Heilige Gees op jou lewe? Want God het ons gesalf vir dienswerk. Hy het ons bekwaam. Jy sê, ek kan nie, hou op na jou eie vermoë kyk. Dankie Heilige Gees dat jy my daaraan herinner. Die pastoor het met u so bietjie gesels rondom die feit dat jy geskape is na die beeld en die gelykenis van God. Weet jy kan die gehardste sondaar wees, wat daar in die Parel en die omgewing leef. Jy kan die grootste prostituut wees, jy kan wat wees, jy kan die gehardste van gehardste sondaars wees. Die duiwel het jou nie lief nie. Weet jy hoekom? Hy haat jou nog steeds met 'n passie, want elke keer wanneer hy na jou kyk, sien hy iets in jou wat hy nie van jou af kan wegvat nie. Dis die een ding wat hy nie kan steel nie. Dis die een ding wat hy nie kan slag nie. Dis die een ding wat hy nie kan verwoes nie. En dit is die feit dat ons geskape is na die beeld en die gelykenis van God. Maar om daai beeld te verdof, sodat jy dit nie kan sien nie, is daar gebroke harte, stikkende mense. Kom kinders van die Here. Ek weet, dit is lekker om op pad wees te wees hemel toe. En dank God daarvoor. Hoeveel wil jy saamvat? Hoeveel wil ons saamvat? Jy sien ons lewe so in ons eie kokon. Ek meen, baie van ons weet nie eers meer wie is ons bure nie. Want dis 6 voet en 8 voet mure. En dis veiligheidselektriese drade.
Kom nou. Ons is so geïsoleerd van, ons lewe in isolasie. Nee, kyk wat, I just mind my own business. I just mind my own business. En omdat ons net, because we mind our own business, we are like horses with blinkers over our eyes. Ek staan vanoggend op, en al wat ek doen is, ek fokus op myself, ek fokus op dit wat ek moet doen, en intussen tyd stap ek in 'n wêreld in, waar mense besig is om te sterwe sonder Jesus. Ek stap in 'n wêreld in, waar mense stikkend is, maar omdat ek net op my eie, op myself gefokus, sien ek nie die bedieningsgeleenthede nie. Hy het my gestuur. Wat maak ons met ons kinders, as jy jou kind stuur om iets te doen, en hy gaan doen dit nie? As ons baie gelukkig. Hey Lionel, ons stuur hulle eintlik aan. Wow, Jakob, ek prys jou Jakob, dat jy nie gedoen het wat. Nou vertel my, ek praai julle, wat is ons, hoe voel ons, wanneer ons kinders stuur om iets te doen, en hulle gaan doen dit nie. Ons raak lekker bewolk. Kom nou, maar God stuur ons. En ons gaan nie, en ons verwag, hy moet tevrede wees. Jy sien kinders van die Here, asseblief doen jouself 'n guns, en gaan bestudeer die bediening van die Here Jesus op aarde. En jy sal agterkom, miskien 10% van sy bediening op aarde, het in 'n gebou plaasgevind, wat ons vandag die kerk noem. 90% van die Here Jesus se bediening het daar buitekant plaasgevind. Daar buitekant moet die kerk sigbaar word. Daar buitekant moet Jesus 'n werklikheid word. Ag, julle vreugde stem my tot groot opgewondenheid. Dat ek maar 'n slukkie water vat, miskien sal dit help. Hy het my gesalf om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart, om aan gevangenes vrylating te verkondig. Jy kan nie 'n dwelmverslaafde of 'n alkoholverslaafde na 'n rehab te stuur en verwag hy moet bevry uitkom nie. Want dis 'n geestesdimensie ding. Hulle sit in gevangenskap. As jy rook, dit maak nou nie saak of jy Tasentwak rook, en of jy Ganston rook nie, jy's in gevangenskap. Dis dwelms. En ek wil net gou vir jou sê, as jy dalk dink jy rook, dan blaf jy jouself, as die sigaret wat rook, of die Tasenzol wat rook, jy's net die sakker. Hier. Maar jy's in gevangenskap. As jy dwelms gebruik, jy's in gevangenskap. Daarom kan jy gaan bestudeer enige rehab. Dit kos duisende rande. Met 'n suksesrate miskien van 10%. Hoekom? Want hulle probeer 'n geestelike ding met 'n pil hanteer. Maar hier sit 'n bron van krag. Here help ons. Hier sit 'n bron van krag. Here is an army marching through this land. Deliverance is their song and healing in their hands. Ag, jy het 'n goeie plek gemis om jouself 'n lekker klapoffer te gee.
deliverance is this. Deliverance to who? To those who are in captivity. Hulle wat in gevangenskap sit. Wanneer laas het jy die stem van die Heilige Gees gehoor? Wanneer laas het jy vertel? Wanneer laas het jy 'n gebroke hart genees? En wanneer laas het jy vrylating bedien aan 'n gevangene? Kom ons gaan aan. En aan die blindes herstel van gesig. Hy praat nie van mense wat fisies blind is nie. Praat van mense wat geestelik blind is, maar daardie salwing kan ook gebruik word om mense wat fisies blind is te genees. Ek wil jou vanaand iets vra. Het jy al gewonder hoekom groei die Jehovah getuies so vinnig? Het jy al gewonder hoekom groei die ou apostels, die nuwe apostels, die mormoonse kerke, enige godsdiens wat gebaseer is op werke? Jy gewonder hoekom groei hulle so vinnig? Want hy sê aan jou deur klop, begin hy sy gesprekvoering met 'n vraag. En jou antwoord op die vraag vertel hom presies waar jy staan in jou geestelike lewe. En daarom die grootste leuen is 'n halwe waarheid. En daarom kom hy met 'n halwe waarheid. Dit klink so reg. En nou sit daar die mense in gevangenskap en hulle is geestelik verblind deur die god van hierdie wêreld. Wie van julle het al ooit met 'n godsdienstige mens gewerk? Ons almal was godsdienstig. As nou nie een van julle vir my wil sê, wie van julle het nou al met 'n godsdienstige mens gewerk nie? Wie wil vanaand vir my eerlik wees? Het jy daarvan gehou toe jy gehoor het jy's godsdienstig? Wat het jy gedoen? Elke keer as iemand vir jou gesê het, man, jy's godsdienstig, gooi jy 'n lekker vloermoer. Want wie van ons wou geglo het, ons is godsdienstig. Ons almal wou geglo het, ons is kinders van God op pad hemel toe. Jy wou geglo het, jy was 'n engel, toe vreet iemand anders jou vlerkies af. Maar nee, hoekom wou jy dit nie geglo het nie? Hoekom wou jy dit nie erken nie? Hoekom word jy vandag kwaad as iemand dit vir jou sê? Want jy is geestelik verblind deur die god van hierdie wêreld, sodat jy nie jou eie geestestoestand kan raak sien nie. Maar dank God, nou het hy iemand gesalf met sy Heilige Gees om na jou toe te kom en met jou die waarheid te deel, sodat jou geestelike oë kan oopgaan en jy die waarheid omtrent jouself kan sien, want dis net waarheid wat 'n mens vry maak. Amen. Net waarheid. Halleluja. Maar ons hou nie altyd van die waarheid nie. Dis 'n bitterpil. Want waarheid maak seer. Kom nou. Ag, moenie nou met julle ou heilige gesiggie sit nie toe. Lig ou julle regterhand op. Jy het net een regterhand. As jy nie arm oplig het jy nie regterhand nie. Vind net daai godsdienstige uitdrukkings op julle gesigte af. Kinders van die Here, God vertrou jou om 'n verskil te gaan maak. God vertrou my om 'n verskil te gaan maak. Hy maak staat op jou en op my. Wie van julle het jy eie besigheid hierso? Steek gou jou hand op. My skaam, wees jy het nie nog om skaam, jy steek hom lekker hoog op. Wie van julle het werkers? Almal. Okay, Leslie, Divine sê, Leslie het haar as 'n werker.
Wie van julle het al ooit julle werkers 'n opdrag gegee en hulle dan alleen gelos om dit te doen? Kom doen jy dit? Jy vertrou hulle. Net so vertrou Abba Vader ons. Net so vertrou Abba Vader ons. Maar sou jy die werker vertrou het met dit wat jy van hom gevra het om te doen as jy hom nie toegerus het nie? Nooit. En nou kom Abba Vader en hy sê, ek weet jy kan dit nie doen deur krag of geweld nie. Ek weet dat jy kan dit nie doen deur die voortreffelikheid van woorde of deur die wysheid van mense nie. Daarom gaan ek jou toerus, ek gaan jou bekwaam, ek gaan jou in staat stel om dit te doen wat ek van jou gaan verlang. En net soos wat die gees van die Here op my seun was, so gaan die gees van my gees op jou wees, en soos wat hy my seun gesalf het, so gaan hy jou salf, want ek vertrou jou. Ek maak staat op jou. Evangelie te verkondig. Want laas het jy 'n blinde oog geopen, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Kinders van die Here. Ek kan dit nie vanaand, en ek kan vanaand net die woord af vir jy gee, en vertrou dat God dit deur sy gees sal lewendig maak. Maar as ek en jy vanaand net, as ons net die hart van God kan hê, oor 'n wêreld wat daar buitekant verlore gaan. Of dit nou kinders is, of dit 'n man, of dit 'n vrou is. Weet ek nou in Amerika was, toe bedien ek daar in Hartford, Kentucky, en ek ken hierdie man al vir 'n geruime tyd, inteendeel ek ken hom vandat ek die eerste keer in Hartford, Kentucky bedien het. Sy vrou dien nie die Here nie. En elke keer as ek daar bedien het, dan het hierdie man nou maar 'n relaas gehad oor sy vrou. En toe ek hierdie keer daar is, en ek sit met hom, en ek vra vir hom, hoe gaan dit in jou huwelik? Hoe gaan dit met jou verhouding met jou vrou? Toe sê dit gaan baie beter, maar ek moes eers verander. Wat sê ek vir jy? Baie meer mense daar buitekant sal van uit die dood uitgehaal word in die lewe as ons die kerk verander. En ek praat nie van kompromie gaan sluit oor die waarheid nie. As ons net ons gesindheid sal verander. As ons net sal onthou, daar was 'n tyd toe ons ook soos 'n vark in die modder gerol het. Daar was 'n tyd toe ons ook soos 'n hond wat uitdraai na ons was ook so gewees. Maar was dit nie vir iemand wat gesalf was deur die Heilige Gees nie? Was dit nie vir iemand wat verstaan het dat God het soveel vertroue in hom of haar, dat hy hom gesalf het of haar gesalf het deur die Heilige Gees om te gaan, om die evangelie te gaan verkondig, om die gebroke hart te gaan genees, om die wat in gevangenskap is vrylating te gee, om die blindes te herstel, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur. Wat na my en jou toe gekom het. Nie na ons sonde gekyk nie. Het nie gekyk wat se tipe lewe ons leef nie. Maar het ons gesien as een. Want so lief het God Johan. So lief het God Annerien. Want so lief het God Kali dat hy sy enige gebore seun gestuur het. En daardie liefde wat Abba Vader vir jou en vir my het daai persoon gedring, want hy het daai selfde liefde in sy hart. En hy het nie gekom met voortreffelikheid van woorde of wysheid van mense nie. Hy het net gekom met die waarheid. En dan sluit hy af en sê,
om die aangename jaar van die Here aan te kondig. God werk nie in gister nie, want jy sal gister nooit weer sien nie. God werk ook nie in môre nie, want geen mens is 'n môre gewaarborg nie. Die aangename jaar van die Here is altyd in die teenswoordige tyd, Lionel. Altyd in die nou, want God werk in die nou. Dis hoekom hy sê, vandag, as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Vandag, want jy's nie 'n môre gewaarborg nie. Vandag is jou dag van redding. Vandag is jou dag van bevryding. Vandag is jou dag van genesing. Vandag. Maar die enigste manier hoe die boodskap van die aangename jaar van die Here by hulle kan uitkom, is deur jou en deur my. Geen ander manier nie. Ek het nog nooit in my lewe van een persoon gehoor wat getuig het dat 'n engel het na hom toe gekom en kom getuig nie. Altyd 'n mens. Altyd 'n mens. Wat maak ek en jy met die salwing? Wat maak ons met die salwing? Weet jy hoekom gooi ons olie altyd in 'n houer? Of dit nou in 'n botteltjie is, of in enige houer. Weet jy hoekom? Die olie verteenwoordig die Heilige Gees. Die botteltjie verteenwoordig jou in my lewe. Die salwing het altyd 'n instrument nodig. Altyd. Daarom kan jy selfs in die Ou Testament gaan lees. Die olie was altyd in 'n houer. Die salwing moet altyd in 'n houer wees. Wat maak hierdie houers met die salwing? Wat maak hierdie houers met die salwing? Nou les gebruik ons dit maar net om Sondagoggend. En daar's niks meer fout om lekker diens te hê nie. Dit maak nie saak of ons psalms en gesange sing nie. Ek sal nooit vergeet nie, in Danskraal NG Kerk, oom Hansie Kutse was een van die ouderlinge. En Danskraal NG Kerk kon seker so 400, 500 mense sit. Maar so oom Hansie gesing het, as hy kerk begin, kon jy oom Hansie se stem, en dit was my as kind se uitdaging altyd om te probeer harder sing as oom Hansie. En gee my ma my so een in die kortrip. Dit maak nie saak of dit psalms of gesange en of dit koortjies of wat dit is nie. Daar's niks meer fout om lekker te sing nie. Want ons sing mos nie vir onsself nie. Ons sing vir die koning van die konings. Daar's niks meer fout om 'n lekker diens te hê nie. Heerlikheid, ek wil sê, party plekke lyk asof hulle al die suurlemoensap opgedrink het wat hulle kan. Hey! Jy kan God geniet, want God wil jou geniet. En daar's niks meer fout nie, maar verstaan vanaand, kinders van die Here, dat die doel van die salwing, die primêre doel van die salwing, is vir dienswerk, en die dienswerk moet daar buite gedoen word. Kan nie 'n wêreld verander sonder die salwing van die Heilige Gees nie. Wat maak hierdie houers met die salwing? Elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Hy sê, daar in Sagaria 4 vers 6, hy sê, dis nie deur krag of deur geweld nie. Paulus sê in 1 Korintiërs hoofstuk 2, hy sê,
Ek het my voorgenem om na julle toe te kom, nie met die voortreffelikheid van woorde of met die wysheid van mense nie. Terug na Sagaria 4 vers 6 toe hy sê, maar dit is deur my Heilige Gees. Kind van die Here God, maak staat op jou en my. Hy maak staat op jou en my, soos wat hy staat gemaak het op die Here Jesus. Die woord van die Here leer vir ons in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en het vlees geword. In die begin was Jesus Christus die woord. En voor die grondlegging van hierdie wêreld, het die Vader op die woord gesteun om vlees te word. Maar hy het geweet, as vlees, kan hy uit homself uit nie dit doen wat ek van hom verlang nie. Toe salf hy hom met die Heilige Gees. Hy bekwam hom, hy rus hom toe. God weet vanaand, ek en jy kan nie doen wat hy van ons verlang. Ons kan nie die evangelie in die arme gaan verkondig. Ons kan nie 'n gewonde, gebroke hart genees nie. Ons kan nie iemand in gevangenskap gaan vrylaat nie. Ons kan nie die aangename jaar van die Here gaan verkondig sonder die salwing van die Heilige Gees nie. En miskien sit u vanaand hier en sê, Johan, ek het hierdie salwing maar net onder 'n maatemmer gaan sit. En vanaand wil jy vra, Here, salf my asseblief opnuut deur u Gees. Salf my opnuut deur u Gees. Here, ek vertrou u vanaand vir 'n vars salwing op my lewe. 'n Vars salwing om die werk te gaan doen wat Jesus gedoen het en groter werke, Here. Salf my vanaand opnuut. Wil ek jou vanaand, wil ek my geloof met jou geloof verenig en wil ek saam met jou bid. En dan wil ek jou vanaand salf met olie. Maar dit wil ek jou baie ernstig vanaand vra. As jy dit nie erns bedoel met dit, as jy dit nie uit jou hart uit is, Here, en hierdie salwing wil ek uitgaan, en die evangelie gaan verkondig en dies meer, as jy nie werklik, bly eerder sit. Ek gee jou my woord, ek sal jou nie kritiseer nie, ek sal jou nie veroordeel nie. Maar so baie keer kom God en hy gee vir ons 'n vars salwing. En dan gaan ons maar net terug na ons ou weë toe en weer eens doen ons niks. En daarom vanaand as jy met alle erns wil sê, Here, salf my opnuut deur u Gees. En jy wil hê ek moet jou vanaand salf met hierdie olie en ek moet vir jou bid, dan wil ek hê jy moet nou na vorentoe kom.